Vanaand vertel ek vir julle 'n storie van die stormband pikkewyne. Hulle bly in een van die koudste plekke op die hele wêreld. Raai, waar is die twee koudste plekke op die hele wêreld? Antarktika. Antarktika? Is Antarktika suid of noord? Suid. Jette, maar julle is slim. En dan is daar die Noordpool. Die Noordpool het nie pikkewyne nie. Maar Antarktika het sulke groot pikkewyndorpies. So groot soos Pretoria en Johannesburg. So groot soos groot stede. Daar is duisende pikkewyne waar daar bly. Maar waar daar pikkewyne is daar seeluiperds. Seeluiperd is 'n rob met verskriklike skerp tande, groot. En hy is 'n vyand van die stormband pikkewyne. Maar die stormband pikkewyne bly op groot ysberge. Hulle stap redelik verskriklik ver en van hulle bly naby in die see, ander ver van die see af. Dink julle dis veilig ver van die see af hulle? Ja. Nee. Ja, maar die kos is so ver. Daarom bly van hulle naby aan die see. Maar te naby is dit maklik vir die seeluiperds om die stormband pikkewyne te kom vang. En deel van die stormband pikkewyne was daar Frank. Frank is 'n slim stormband pikkewyn, een van die sterkste, braafste, grootste leier pikkewyne. En raai wat? Wat is dit, my Kowie? Ek is die stormband Franklin. Is jy die stormband pikkewyn, Frank die leier? Jy is 'n verskriklike naam vir 'n pikkewyn, maar hy moes planne maak en het altyd uitgekyk vir hierdie verskriklike seeluiperds. Soos 'n meerkatjie het hy op sy potjies gestaan en gekyk en altyd 'n groter stukkie ys gekry en gekoekeloer tot hy 'n swart ding oor die ysie naam aankom. Want seeluiperds swem verskriklik vinnig onder water. Maar op die water bo op die ys uit die water uit is hulle so stadig. Pikkewyne kan van hulle weghardloop. Behalwe as die pikkewyne vasgekeer word in 'n hoek. Wel, Frank was eendag besig op die uitkyk vir van hierdie seeluiperds en raai wat? Hy sien een, maar die seeluiperd het hulle nie gesien, hy het net geruik. En toe kyk hy in hulle rigting. Toe lig hy sy kop op en sy kop steek bietjie hoër uit die ys uit en hy kyk vir Frank. En hy gee 'n laaste snyf. En hy's op sy maag af see toe. Frank het die hele nag gewonder, wat gaan daardie seeluiperd maak? Hy weet waar ons bly, ons gaan almal moet trek. Want as hy inkom, eet hy 20 pikkewyne op 'n slag op. Hy gaan moeilikheid maak nie. Terwyl Frank so dink, toe hoor hy die wind begin waai. Daar kom 'n storm op daardie aand oor daai gedeelte van Antarktika. Daar is golwe wat spat, ysblokke tuimel rond in die see. En een van daai blokke spoel op verby hulle dorp tot bo op 'n punt van 'n groot yspunt. En daar vries daai blok ys vas. Die volgende môre, toe kon Frank mooi sien, daardie blok ys het 'n super skerp punt wat af na hulle dorp toe wys en hy dink, o gats, help ons net. So wat het hy gemaak? Hy het die ander pikkewyne gaan wys en gesê, ons moet 'n muur bou tussen ons en die baan waar hierdie verskriklike groot yspen, hierdie ysrots, gaan verbygly as hy afbreek, sodat hy teen die muur stamp en woep, terug in die see skiet. Jo, maar kyk, hierdie pikkewyne het daai dag begin ysrotse aan 'n klein klippies bymekaar, en as hulle dit nat maak, raai wat gebeur? Môreoggend is dit gevries, dan laar die muur. Hulle het hard gewerk, hulle het in spanne opgedeel, van hulle het gaan jag, en die ander het hierdie muur gebou. Maar Frank het vir hulle gesê, wanneer julle jag, wees op die uitkyk, want daar is 'n seeluiperd hier naby. En eendag kom daar net 19 pikkewyntjies terug en nie 20 nie. En hulle sê, hy was opgeëet deur 2 seeluiperds. Frank het net geweet dis moeilikheid. Hulle moet hierdie muur dalk groter maak om die seeluiperds uit te hou. Hulle begin daar blokkies ys oral sy bymekaar kry, klonte, kluite, seeballe, hulle bou
en maak dit nat. Die volgende dag is dit geëis. Daai muur was later hoër en sterker. En terwyl hulle so bou, toe ruik Frank ietsie vreemd. Toe klouter hy gehou so hoog op as wat hy kan en toe hy omdraai, is daar 3 seeluiperds, wat so plat as wat hulle kan op hulle maage, so stadig, wel so vinnig as wat hulle kan, maar dis baie stadig, aangesluip kom, na die pikkewyn wat so hard werk. Hulle is besig om 'n muur te bou, maar hulle is nie aan die ander kant van die muur nie, hulle is aan die gevaarlike kant, die oop see se kant. Frank roep net, julle moet hardloop, maar raai wat, die pikkewyntjies gly. Een pikkewyntjie, hy gly reguit na daai robbe toe, na daai seeluiperds toe. Dis 'n massiewe rob. Frank hou hom dop en hy sien, hy steek die muur vas bonsai, en hy vang 'n draai, en hy maak homself piepklein, en toe kom 2 seeluiperds op dieselfde tyd wat byt, maar hulle stamp hulle koppe, boem, en daai pikkewyntjie is tussen hulle deur, reguit see toe, en Frank hou dop, toeps, duik hy in die see, weg is hy. Die wye draai geswem aan die kant uitgeklim en Frank sê vir die ander, julle, ek het 'n plan, want agter Frank is hierdie verskriklike groot skerpunt van 'n rots. Hy sê vir hulle, kom pik die onderkant van hierdie groot ysrots, laat hy die seerobbe in die see, in die seeluiperds in die see stamp. Julle, daai pikkewyne, hardloop weg, reguit na Frank toe, en hulle kom daar, hulle begin te pik, maar raai wat? Hulle is vasgekeer. As die seeluiperds naby genoeg kom en hulle kry nie hierdie ysrots vinnig genoeg losgepik nie, gaan daardie seeluiperds 50 pikkewyntjies opeet, as ook vir Frank. En deel van die pikkewyne is die cuteste klein dogtertjie pikkewyntjies met sulke oulike ou stirtjies in hulle hare. Hulle was daar om vir hulle pappas kossies te bring en liedjies te sing, wat so hard werk, maar raai wat? Nou moet hulle hierdie klein dogtertjie pikkewyntjies oppaks, maar die seeluiperds kom nader. En die een lag vir hulle en sê, ha ha ha, vandag eet ons julle op. Frank maak 'n plan. Hy vat van daardie los ysklonte en hy gooi dit na die seeluiperds toe, maar raai wat? Hulle skrik nie eers nie. Dit bons net so van hulle af en Frank sê net vir daai pikkewyne, julle moet pik, julle pikkewyne, en hulle pik. Hoor hulle verskriklike kraak. En Frank weet nie kom moeilikheid, hy skree, uit die pad uit! Julle, daai pikkewyne duik net betyds uit die pad uit. Pff. Daai groot skerpunt van daai ys val. Boah! En toe hy val, toe stamp hy 'n dogter pikkewyntjie, wip hy aan die lug, poep, en sy land op daai groot yspunt wat reguit op pad is na seeluiperds. Hulle is so besig om te kyk vir die pikkewyne, hulle vergeet om te sien daar kom 'n yspunt na hulle toe. Maar daai ding gly reguit op hulle af. Een van hulle sien, o gats, toe hy omdraai, klaar te laat. Daardie ysrots wat afgly, bons teen die muur, boem, en tref daai rob, boah! Hy gly met 'n reguit lyn en hy vang somme so duik in die see. Die ander 2, hulle word vasgekeer deur hierdie ding en hy sleep hulle saam, maar daai klein pikkewyntjie is op. Frank duik op sy maag af agterna, so vinnig as wat hy kan. Hy haal hulle in en hy skop met sy pote. Julle, en hy gaan teen die muur vas. En toe in die muur gaan, is dit soos 'n golf wat hy ry. Hy skiet in die lug in, maak 'n boog, reg op daai punt en hy gryp die klein pikkewyntjie. Maar net toe hy gryp, kom 'n rob se laaste poging, 'n seeluiperd, om te byt. Maar al wat hy doen is hy byt in die ys vas. Sy tande sit vas in die ys en daar gly hy saam met die ys binne in die see. En al wat hulle sien is 'n groot golf wat verder wegspoel. En hierdie yspen wat onderste bo dryf. En aan die ander kant die yspen, die laaste 2 seeluiperds wat weg probeer swem vir die golf. En al die pikkewyne skree, "Yay! Frank is die beste!" En Frank kom terug met die klein dogtertjie pikkewyntjie. Julle sê so cute, hy het teruggegee vir sy pappa. Sy pappa was so bly, iets spesiaal vir hom 2 sarduintjies gegee as 'n beloning. Maar wat het Frank gemaak? Op die hoogste punt geklim en aanhou uitkyk en gesien, die luiperds is weg. Vandag kan hulle 'n partytjie hou. Almal het daardie middag in die see gaan swem en soveel visse gevang as wat hulle kan.
want die groot ysrots is weg, die muur is klaar en die seeluiperds is nêrens om te sien nie.